Ons is by mekaar in die naam van die almagtige Heer, wat hemel en aarde gemaak het. Die Here Jesus het gesê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my. Genade, vrede en liefde vir julle, van God ons Vader, van Jesus Christus ons Heer, en van die Heilige Gees. Amen. Ons sing tot lof van die Here gesang 500 in die liedboek. Dit is ou gesang 70, strofe 1 en 2. Gods dade is volmaak en goed, sy wil is altyd heilig. Hy sal my altyd trou behoed en by hom is ek veilig. Gesang 500 in die liedboek, gesang 70 in die ou boekie, strofes 1 en 2. In Galasiërs 3 vers 10 staan daar is 'n vloek op elkeen, wat nie stiptelik alles doen wat in die boek van die wet geskrywe staan. Kom ons meet ons lewens aan God se wet, sodat ons op bewus kan raak van die vloek wat op ons rus, omdat ons gesondig het. Ek is die Here jou God, wat jou uit Egipte, uit die plek van slawerny bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek die Here jou God eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die 3de en die 4de geslag, van die wat my haat, maar ek betoon my liefde tot aan die 1000ste geslag, van die wat my liefhet en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Jy moet die Sabbatdag so deurbring dat jy dit heilig hou, soos die Here jou God jou beveel. 6 dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of jou bees of donkie, of enige ander dier van jou, of die vreemdeling by jou nie, sodat jou werksmense kan rus soos jy. Jy moet daaraan dink dat jy in Egipte slaaf was, dat die Here jou God jou deur sy groot krag en met magtige dade daaruit bevry het. Daarom het die Here jou God jou beveel om die Sabbat te onderhou. Eer jou vader en jou moeder, soos die Here jou God jou beveel het. Dan sal jy 'n lang lewe hê en sal dit goed gaan met jou in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie,
Jy mag nie vals teen 'n ander getuig nie. Jy mag nie iemand anders se vrou begeer nie, jy mag nie sy huis begeer nie, ook nie sy grond, sy slaaf of slaafin, bees of donkie, of enigiets anders wat aan hom behoort. Ons het uit die wet van die Here bewus geword, dat ons God se gebooie oortree. Laat ons dan nou ons skuld bely. Ons sing Gesang 501 in die liedboek, strofe 1 en 2, en Gesang 228 in die ou boekie, ook strofe 1 en 2. 501 in die liedboek, 228 in die liedboek, strofes 1 en 2. Hy wat deur God vrygespreek is, omdat hy glo, sal lewe. Kom ons bely ons kerk saam met ons geloof, saam met die kerk van alle Jode. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het, begrawe is en neergedaal het na die hel. Wat op die derde dag opgestaan het uit die dode, opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige, algemene, Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en die ewige lewe. Amen. Ons het ons geloof nou bely, kom ons dank God. Ons sing Gesang 502 in die liedboek, strofe 1 en 2, ou Gesang 45, strofe 1 en 2. Ons skriflesing is Genesis 2 van vers 4 af. Genesis 2 van vers 4 af en dan Genesis 3 van vers 17 af.
2 van vers 4 af. En dan Genesis 3 van vers 17 af. Toe die Here God die aarde en die hemel gemaak het, was daar nog nie enige struike op die aarde nie, en daar het ook nog nie enige groenigheid opgeskiet nie, want die Here God het dit nog nie op die aarde laat reën nie, en daar was nog nie 'n mens om die grond te bewerk nie. Daar het water uit die aarde uit opgekom en die grond nat gemaak. Die Here God het toe die mens gevorm uit die stof van die aarde en lewensasem in sy neus geblaas, sodat die mens 'n lewende wese geword het. Die Here God het toe 'n tuin in Eden in die ooste aangelê en die mens wat hy gevorm het daar laat woon. Die Here God het verder allerlei bome mooi om na te kyk en lekker om van te eet uit die grond laat voortspruit, ook die boom van die lewe in die middel van die tuin en die boom van alle kennis. Daar het 'n rivier in Eden ontspring om die tuin nat te maak, en vandaar het dit verdeel en 4 riviere geword. Die eerste rivier is die Pison en dit loop rondom die hele Gawila waar daar goud is. Die goud van daardie land is suiwer. Daar is so balsam en onyx. Die tweede rivier is die Gihon en dit loop rondom die hele kus. Die derde is die Tigris wat oos van Assirië verbyloop en die vierde is die Eufraat. Die Here God het die mens in die tuin laat woon om dit te bewerk en op te pas. Die Here God het die mens beveel: van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Verder het die Here God gesê: dit is nie goed dat die mens alleen is nie, ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Die Here God het toe uit grond al die wilde diere en al die voëls gevorm en na die mens toe gebring om vas te stel hoe hy elkeen sou noem. En wat die mens elke lewende wese sou noem, dit sou sy naam wees. Die mens gee toe name vir al die makdiere, die voëls en die wilde diere, maar vir homself het hy nie 'n helper gelyke gekry nie. Toe die Here God 'n diep slaap oor die mens laat kom, sodat hy vas geslaap het, die Here God neem toe 'n ribbebeen uit die mens, vul die plek met vleis op. En die ribbebeen wat hy uit die mens geneem het, bou hy om tot 'n vrou en bring haar na die mens toe. Tot sover ons skriflesing. Salig is elkeen wat hoor en glo en daarvolgens leef. Kom ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, slegs by U is hoop en troos. U is die bron van alles wat bestaan. U is die bron van lewe en U is die bron van genade en vergifnis. En omdat U almagtig is U die enigste wese wat waarlik alles in stand kan hou en alles laat gebeur. Ons as mense het die genade dat ons 'n pragtige opdrag het vir ons lewe. Ons beleef die genade dat ons U woord het om te weet wat ons moet doen en hoe ons dit moet doen. En ons beleef ook die genade dat U ons vergewe waar ons oortree en dat U ons deurdra na die ewige lewe. Daarom is ons veilig van ons eerste tot ons laaste lewensroep. U beskik alles, U versorg alles. En deur kan ons in afhanklikheid van U leef.
vra Heer dat ons die genade mag beleef dat U woord oopgaan en dat ons as U kinders weer vermaan en vertroos en teruggeroep kan word na U heilige waarhede. Ons pleit daarom dat U deur U Gees in ons harte sal werk. Ons vra dit in Christus naam. Amen. Gesang 457, strofe 1 en 2 in die liedboek en in die ou boekie Gesang 22, strofe 1 en 2. O Hemelvader, uit U hand alleen kom ware seën. U het opnuut ons dorre land deurdrenk met milde reën. 457 in die liedboek, 22 in die ou boekie, strofes 1 en 2. Broers en susters in ons Here Jesus Christus, vandag is die dankdag vir die oes en vir arbeid. En dit is eintlik 'n pragtige tradisie en 'n pragtige gewoonte wat binne die kerk heers. Ons moet onthou en ons mag dit met so 'n klein bietjie nederige trots mag ons sê, ons kerk is die kerk van Jan van Riebeeck. Toe hy van die skip afgeklim het, was hy 'n lidmaat van die Hervormde Kerk en van daardie tyd af staan ons maar nog steeds net waar ons vandag staan. Op dieselfde manier, dieselfde belydenis en ons verstaan van kerk en geloof is die verstaan wat die voortrekkers gedra het, wat deur al die moeilikhede en probleme heen tot vandag toe nog steeds bly staan. Waarom het die ou mense dit vasgestel dat daar 'n dankdag vir oes en arbeid moet wees? Dit is eintlik 'n baie goeie rede. Want as ons net 8 uur op 'n dag werk, en as 24 uur van die dag, dan is dit 1/3 van ons lewe wat daardeur geraak word. As ons werk verkeerd verstaan, dan is daar 1/3 van ons lewe wat ons met die verkeerde gesindheid doen, of met die verkeerde verstaan, of met die verkeerde inslag, of met die verkeerde rede, of met die verkeerde doel. So ons moet vir 'n slag uit die Bybel uit kyk, hoekom werk ons? Wat is die rede vir dit wat ons elke dag doen? As ons werk nie reg verstaan nie, dan is dit 'n groot deel van ons lewe wat ons heeltemal op die verkeerde manier doen. En waar gaan ons dan staan? Ons kerk se manier is dat ons sê, ons wil graag volkskerk wees. Ons
Ons bedoeling is om eerstens en spesifiek die kerk van die blanke Afrikaanssprekende mens in Suid-Afrika te wees. En net dit maak ons al klaar in 'n redelike mate vas. Want ons het 'n westerse kultuur. Ons kerk se manier van dink kom uit die noordelike halfrond uit, waar die somer net 2 of 3 maande lank is. In daardie wêreld het jy net 2 of 3 maande tyd om jou oes te plant en alles gereed te kry, want vir 8, 9 maande van die jaar moet jy weer leef van dit wat jy daai tydjie bymekaar maak. So, ons manier is maar om te werk. Saam met dit kry ons uit die Bybel uit die opdrag, bewoon en bewerk die aarde. So, ons kultuur en ons godsdienst sê vir ons, jy mens, jy moet werk. As ons nou in die geskiedenis gaan kyk, ons moet altyd onthou, 'n mens vang altyd die domste ding aan, of baie maklik die heel domste ding. 'n Mens soek altyd die kort pad. En dit is hoekom die mense vir 'n baie lang tyd in die geskiedenis neergesien het op arbeid. Mense het slawe aangehou sodat die arbeid gedoen kan word. Die mense het die lae klasse van die samelewing laat werk. Maar as jy nou iets van jouself gedink het, dan was jy daarop so bietjie verhewe bo werk. En dit is deur die kerk verander weer in die tyd van die kerkhervorming. In die tyd van die kerkhervorming het die mense weer gaan kyk, maar wat sê die Bybel oor werk? O Vader Luther, sy pa was 'n myner. Vader Luther het geskryf, as 'n knegt die stal skoonmaak, dan dien hy God. O Vader Calvin is 'n stedeling gewees, hy is in Lyon gebore in die stad. En hy het weer gesê, maar dit kan nie wees dat die hele dorp vol boemelaars is, wat oral loop en bedel, nie vang hulle. Die polisie gestuur, en hulle het al die bedelaars gevang en in die fabrieke ingesit. En as hy uit in die aandse kant sy werkse quota gedoen het, dan het hy kos gekry. As hy nie sy werkse quota gedoen het nie, dan het hy daai aan honger gaan slaap. Dan was hy môreoggend gemotiveerd geweest om te gaan werk. En daardie ding, wat van Luther en Calvin se kant afgekom het gemaak dat die mense weer trots geword het op hulle werk. Want hulle het begin verstaan. Werk is nie 'n ding wat 'n mens moet doen omdat jy arm is of omdat hierdie of dan. Werk is iets wat God vir ons gegee het. As jy werk vir 'n lewe, dan is jy besig met God se opdrag, toe die mense begin trots word op hulle werk. Dis waar dit vandaan kom. Toe die ons begin besef, maar werk gee doel aan die lewe. Werk is 'n mooi ding, werk is 'n edel saak wat 'n mens kan nastreef. En dan gaan jy nie altyd so gou as moontlik, soveel as moontlik afskeep, om maar nou net die dingetjie klaar gedoen te kry. Omdat geloof vir ons sê, jy is met God se saak besig as jy werk, dan gaan jy ook nog vanselfsprekend altyd jou bes te gee. Ons het nou gelees in Genesis 2, Genesis 3, maar eintlik wat die mens Genesis 1 vers 1 opwys. Ons kan nie daar los. Want werk het nie begin toe die mens geskep is. Werk het begin toe God gesê het, laat daar lig wees, want dit was al werk. So God self is die eerste een wat gewerk het. En tot vandag toe werk ons God. Dis hoe maklik dit is. Op 'n stadium sê die Bybel op die 7de dag, en daar moes hulle dit dalk weer anders vertaal het. Daar staan, God het gerus. Dit is nader as mens verstaan, hy het vir 'n oomblik opgehou werk. Maar dis nie dat God van daardie tyd af agteroor sien. Van daardie tyd af is hy nog steeds besig. Toe Jesus op die aarde was, wat het hy vir ons gewys? Hy was heeltyd besig gewees. Vir daardie beginsels
van God wat begin werk het, en God wat tot vandag toe nog werk, en God wat besig is. En die geloof vir ons voorouers geleer, jy moet werk vir 'n lewe, jy moet goeie werk doen vir 'n lewe, jy werk nie net vir jou beursie nie, jy werk omdat jy aan Christus behoort. As ons vir 'n oomblik stil staan, dan kan ons kyk op watter standaard het God gewerk en op watter standaard werk hy. Hy maak presies alles 100% soos dit moet wees. Dis die standaard waarop God werk. Dan stel dit tog vir ons ook 'n standaard waarop ons moet werk. As hy dan daar in die begin sê, bewoon en bewerk die aarde, dan moet ons dit op so 'n manier doen, dat as ons die dag voor sy troon staan, ons daar nou nie heeltemal gaan skaam kry, vir dit wat met ons moet ons tyd op die aarde gedoen het. Dan moet ons toch nou al begin voorbereiding maak, dat ons eendag daar kan staan en kan sê, maar trouwe Heer, in 'n stukkende wêreld het ons nogtans ons heel beste gegee. Daar is so 'n harde stukkie wat bykom. Ek kan gaan kyk 2 Tessalonisense 3 vers 10. Daar sê die Bybel die pragtige woorde, wie nie werk nie, mag nie eet. Dit is omtrent so duidelik saamgevat as wat die mens kan wil hê. Uit gehoorsaamheid aan God doen ons dagse werk. En as hy ons dan seën in ons arbeid vrug dra, dan kan ons dit vat en ons kan daarvan leef. Dan kan ons sê, maar dit is ook genade uit ons hemelse Vader se hand. Broers en susters, om dit nou maar alles kort en kragtig by mekaar te vat, werk is nie 'n straf nie, werk is 'n eer. Werk moet vir ons vreugde wees, werk moet vir ons 'n lewensdoel wees, en dan geniet ons met dankbaarheid die goeie deel van die arbeid, as God ons arbeid geseën. Die harde kant van die werk kom in by hierdie gedeelte wat ons gelees het van hoofstuk 13. Daar staan, vervloek is die aarde, die ou vertaling sê, om jou ontwil. Daai moet ons baie mooi reg verstaan. Dit beteken nie net, omdat Adam en Eva gesondig het, is die aarde vervloek nie. Dit beteken ook, terwille van jou, is die aarde vervloek. Dit sal dorings en dussels voortbring. Nou, ons menslike siel wil nie dit hoor nie, maar ons moet dit reg verstaan. Toe die sondeval plaasgevind het, en toe die mens se siel selfsugtig en bang geword het, het God die skepping verander, om daarby aan te pas. Nou sit ons, en ons moet ons daaglikse werk doen, ons moet mooi hoor. Die Bybel sê nie jou arbeid is vervloek. Die Bybel sê die aarde is vervloek. So, uit ons lewensomstandighede uit, kom daar dinge wat vir ons die werk moeilik maak. Natuurlik wil ons dit nie hê, ons wil hê, dit moet altyd net met ons almal goed gaan, en al ons planne moet presies uitwerk. Dan gaan ons baie goed voel oor onsself. Dan moet ons onsself die eerlike vraag vra. Wat word van 'n mens, as dit deeltyd net met hom goed gaan? Wat vang 'n mens aan, as dit vir te lank te goed gaan met hom? Dan word ons arrogant. Dan word ons moedswillig. Dan word ons selfingenome. Dan dink ons is die kat se snor, en ons kan enigiets begin doen, en ons kan maak en breek soos ons lus kry. So ons moet onsself vra, as ons nou heeltemal onafhanklik keuses sou moes maak, aan die een kant kan ons kies, dat dit met ons altyd net goed gaan, en ons weet, dan gaan ons siel se lelike kant uitkryp, of ons het die keuse dat ons onder God se hand leef,
Ons van tyd tot tyd kry ons teëspoed, maar ons weet, dit is daar sodat ons die geloof behou, sodat ons altyd aanhou bid. Wat moet dan eintlik ons keuse wees? Dan is dit eintlik tog maar vanselfsprekend dat ons sê, nee, dan leef ons onder God se genade, want as daar moeilikheid is, dan is dit om ons weer terug te kry op ons knieë, dat ons hom nie vergeet nie, dat ons die band met hom nie vergeet nie. So as ons moeilikheid kry in ons lewe, dan is dit op die lang duur tog ook iets waaroor ons kan dankbaar wees. Broers en susters, er kom daar nog 'n ding by oor arbeid. Ons ken die gedeelte in die Bybel wat sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie sluim, nog 'n bietjie hande vou en bly lê, dan oorval die armoede jou, dan die gedeeltetjie wat daarmee saamgaan. Hierdie mens wat op die aarde is, moet besig gehou word. Vra gerus vir iemand wat baie met klein kindertjies werk. Jy moet hy kleintjies besig hou, anders word hulle stout. En die groot mense is dit nie anders nie, jy moet hulle maar net anders besig word, anders word hulle ook maar stout. Dis so, as ons te lank niks doen nie, ruk ons hand uit. Dis hoekom God vir ons werk gegee het om te doen. In die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien, totdat jy na die aarde toe terugkeer. Hoor net hoe genadig was die hemelse Vader, toe hy vir ons gesê het, nou moet jy werk vir elke dag van jou lewe. Want as ons werk vir 'n lewe, dan kan ons baie beslis in die aand rustiger slaap. Ons het iets om ons voor op te staan in die oggend. Ons kan trots wees op ons dag se arbeid. En dan kan ons weer die genade daarvan geniet. Werk is nie daar om onsself te word nie. Werk is nie daar om afgeskeep te word nie. Werk is nie daar om misbruik te word. En werk is nie eerstens daar dat ons onsself geluk kan wens op die skouer klop. Met die dankdag vir die oes, moet ons terugkyk oor die jaar wat agter ons lê. Ons moet vir onsself vra, hoe het hierdie jaar verloop? Vra jouself so, broers en susters. Ons kan nou baie kla oor die bergklauseer wat uitgebreek het. As 'n mens onder die mense praat, dan is daar 'n klompie ouens wat skade gehad het. Maar is nie naaste by soveel skade as wat almal mee gereken het en as wat daar vorige kere was. Tenminste nie met die bergklauseer. As mens met die mense praat wat geplant het, dan sê die meeste van hulle, ons behoort nog 'n oes te maak, selfs al was daar gedeeltes wat skade gehad het. En sommige praat van 'n rekordoes. Moet ons self daarom vir ons vra, is daar genade? 'n Ander saak, as mens nou maar uit 'n leuke punt die saak beskryf. Wanneer laas het u donkies gesien? Dis op elke pad waar mense ry in hierdie omgewing, is daar 'n paar donkies wat daar loop. Wanneer laas het ons donkies gesien wat blink van die vet? Dis so, kyk na die. Hulle word nie versorg nie. Hulle is moddervet. Sorg die Here. Of is dit oor die algemeen net 'n klipharde jaar waar ons bekommerd is? 'n Paar jaar gelede was dit hierdie tyd al so gewees dat die ouens die beeste in die gang aangejaag het, want daar was nie kos nie. Ons mag daarom seker versigtig sê, dis eintlik 'n pragtige jaar.
Ons mag daarom seker met versigtigheid sê, dat die gras so dig gegroei staan, dat daar meer as genoeg kos vir die winter is wat voor lê. Is daar genade? Beslis. Met hierdie dankdag vir die oes kan ons met opregtheid, met nederige dankbaarheid vandag by mekaar wees om te sê, die Here het gesorg. Laaste saak. Wat het die kruis van Christus en die opstanding van Christus met elke dag se werk te doen? Dit alles daarmee te doen. Hoe sou dit gewees het as ons moes werk en ons weet nie van 'n ewige lewe? Wat het ons dan voor gewerk? Wat is dan die plan van ons lewe? Dan moes ons maak 'n breek en op een of ander manier net oorleef en so goed as moontlik oorleef, dat ons nie een enkele rede gehad om ooit eerlik te wees nie. As ons hier dood gegaan het soos 'n klip, dan was daar geen enkele rede vir hoekom 'n mens enigstens iets reg moes doen op hierdie aarde. Want dan moet ons net elkeen so gou as moontlik, soveel as moontlik bymekaar maak. Waar sit ons dan? Maar nou die Here vir ons na ons toe gekom en hy het vir ons twee dinge gegee. Hy gee vir ons die verlossing deur die Here Jesus, wat vir ons die lewe na die pad na die ewige lewe toe oopmaak, en dan gee hy vir ons vir die tyd wat hier is, gee hy vir ons sinvolle werk om te doen. Ons sê hy vir ons, omdat jy die een het, moet jy die ander op 'n sekere manier doen. Groot is God se genade vir elke een van ons, vir elke dag van ons lewe, en dit geld nie net vir almal wat boer nie, dit geld vir elkeen wat 'n salaris trek, dit geld vir elkeen wat afgetree het, dit geld vir elke skoolkind, nou al in ons lewe. Met hierdie dankdag vir oes en vir arbeid, het ons meer as genoeg rede om verskriklik dankbaar te wees, omdat ons genadige, almagtige God het, wat vir ons alles gee en vir ons alles gedoen. Amen. En ons bid saam. Ons almagtige hemelse Vader, ons leef waarlik uit u genade. Ons leef waarlik omdat u die almagtige is, die barmhartige, omdat u liefde is en u liefde oorvloedig oor ons uitstort. Ons weet, Heer, daar is mense by wie dit baie swaar gaan, en daarom wil ons met die oorvloedige dankbaarheid in ons harte juis bid vir elke een, waar dit op hierdie stadium baie bekommerd, baie benoud en met ekstra nood gaan. Ons vra troue Heer, vir elke lidmaat waar daar op enige manier nood is, na liggaam of siel of gees, dat u tog wil ingryp, soos u weet dit nodig en reg is, dat elkeen wat nou nood het, weer kan terugkyk eendag om te sê, die Here was daar. En vir ons met wie dit goed gaan, dank ons u, dat u ons vermaan, om nie uitspattig te raak, dat u ons oor ons ore oopmaak, dat ons harte met dankbaarheid vervul kan wees, dat ons kan raak sien van alles wat u vir ons gedoen het. Ons pleit by u, Heer, dat u deur alles heen ons in die geloof sal bewaar, dat ons juis in die geloof na liggaam en siel en gees sal leiding soek,
ons pad vorentoe sal soek en met kinderlike vertroue op U sal bly hoop. Word tog ons lief, Heer, dat ons in dankbaarheid vandag by mekaar is en dat ons bely dat ons nie een enkele dag sonder U genade wil leef. Ons bely saam met die kerk van alle eeue, U genade is vir ons genoeg. Daarom aan U lof en dank en eer. Ons vra, Heer, dat U ons ook sal vergewe waar ons oortree en ons bid alles in Christus naam. Amen. Ons sing ten slotte gesang 308, strofe 1 en 2 en 4. Dit is ou gesang 190, strofe 1, 2 en 4. 308 in die liedboek, 190 in die ou boek. Die Here sal julle seën en beskerm, die Here sal tot julle redding verskyn en julle genadig wees, die Here sal julle gebede verhoor en aan julle sy vrede gee. Amen.